Hallo vriende en baie welkom by vandag se broodbrokkie. Ons almal soek na betekenis, nie waar nie? Ons almal wil tog hê dat ons lewens saak moet maak. Maar ten spyte van ons beste pogings, sit baie van ons met 'n diep leegheid. Ons wonder dikwels, is dit al wat daar is? Vandag kyk ons na die harde, maar bevrydende waarheid oor hoe 'n mens 'n lewe van werklike waarde lei. Ons skrifgedeelte kom uit Markus 8 vers 35 wat soos volg lees: Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Wanneer mens die agtergrond van hierdie woorde ondersoek, tref die erns daarvan jou dadelik. Jesus praat hier met sy disippels terwyl hy opgaan na Jerusalem om sy lewe aan die kruis vir ons te gee. Christus was vasbeslote om sy Vader se wil te volbring, al sou dit vir hom geweldige lyding en selfs die dood beteken. Sy hele lewe op aarde het om een ding gedraai, sy Vader se wil. So baie mense fokus net op hierdie lewe, hulle wil net by God kry wat hulle wil hê. Hulle leef net vir die hier en nou, bloot om hulle eie begeertes en doelwitte te vervul. Maar Jesus kyk soveel dieper. Die Griekse woord wat hy hier vir lewe gebruik is psyche. Dit gaan oor veel meer as net jou fisiese asemhaling. Dit verwys na jou hele unieke identiteit. Jou drome, jou planne, jou ambisies en jou begeertes. Jesus sê reguit, as jy hierdie dinge krampagtig vir jouself probeer vashou en jou eie koninkryk bou, gaan jy jou lewe mors. Die ewige waarde daarvan gly eenvoudig soos sand deur jou vingers. Om jou lewe te verloor vir Jesus en die evangelie beteken nie jy moet jouself haat nie. Dit beteken bloot om jou eie wil en planne prys te gee, sodat God sy doel deur jou kan bereik. Dit is wat dit beteken om jou kruis op te neem, 'n totale oorgawe van jou eie agenda aan God se wil. Want die realiteit is, enige lewe wat buite hierdie roeping geleef word, het uiteindelik geen ewige waarde nie. Hier is 'n belangrike waarheid wat ons vandag in ons harte moet bære. Jou lewe kry eers ware waarde wanneer jy ophou om vir jouself te lewe en begin lewe vir God se groter plan. Die geskiedenis van die eerste gelowiges bewys dit. Disippels soos Petrus en Paulus het alles verloor wat die wêreld as belangrik beskou het. Tog het hul lewens 'n impak gemaak wat eeue later nog weer klink. Hulle het besef dat jy jou ware self eers vind wanneer jy jouself volkome aan Christus oorgee. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U 'n spesifieke en ewige doel met my lewe het. Vergewe my waar ek so dikwels my eie koninkryk probeer bou en my eie planne eers te stel. Ek kies vandag om my eie wil en ambisies voor U neer te lê. Help my om my eie lewe te verloor in U diens, sodat ek die ware, betekenisvolle lewe kan vind wat U vir my beplan het. Wys my hoe ek vandag U doel vir my lewe kan uitleef. Ek vra dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen.